Ok, jaar 3, hierdie is jou wiskunde studienotas vir die eksamen. So, eerste gaan jy hê omtrek, dit is wanneer jy al die sye bymekaar moet plus. So, jy kan enige kant begin, sê nou maar jy begin bo, dan loop jy om die figuur en jy plus al die sye bymekaar. So, hier het ons gesê 23 plus 23 is 46, 12 plus 12 is 24, dan gaan jy hierdie 2 ook bymekaar plus, om die finale antwoord te kry van 70 meter. Daar moet glad nie 'n klein 2 of 'n 3 by wees nie, dit bly net so. As jy 'n ongewone figuur het, soos by dene, dan begin jy net op 'n punt. Jy gaan sê 11 plus 15 plus 18 plus 15. So dan weet jy het al jou figure gedoen, en dan gaan jy dit bymekaar plus. So jy kan sê 11 plus 15 is 26 en 18 plus 15 is 33. Kijk, dan gaan jy 26 plus 33 is 59 centimeter. Geen 2 by nie, geen 3 by nie. Kijk, vraag 2 het jy nog steeds omtrek wat jy kan doen. So kyk asseblief net na die sye. As jy hierso kyk, moet jy weet, daai sy gaan 8 wees en die een gaan ook 8 wees. As hierdie altesom 4 is, gaan daai kleintjie 2 wees, daai kleintjie gaan 2 wees. Dit beteken hierdie gaan ook elkeen 2 wees. Daai gaan elkeen 2 wees en daai gaan elkeen 2 wees. Daai 10 gaan die oorkantste 1 wees, wat ook 10 cm gaan wees. Ok, dan gaan jy kry oppervlakte. Oppervlakte is die binnekant van die figuur wat jy moet uitwerk, en jy het 'n spesifieke formule vir dit. Dit is lengte maal breedte. So, dit maak nie saak of jy 'n vierkant of 'n reghoek het nie. Jy gaan net 2 sye gebruik, 1 lengte en 1 breedte. Dan gaan jy jou formule skryf. Jy gaan skryf 15 maal 7. En dan is jy welkom om 'n calculator te gebruik. En dit gee vir jou 105 vierkante centimeter. Hierdie figuur het ek doodgetrek, want hy maak nie 'n perfekte reghoek of 'n vierkant vir jou om die oppervlakte te bepaal. Kyk, dan het ek vir jou driehoeke, vierkante, reghoeke op hierdie bladsy gesit. Jy moet kyk wat staan hier aan die onderkant, of jy die figuur se oppervlakte of omtrek moet doen. So hierdie een is oppervlakte, wat gaan wees lengte maal breedte, gee vir jou 8 maal 3, en dit gaan wees 24 vierkante centimeter. As jy omtrek doen van 'n driehoek, gaan jy die sye bymekaar plus. So jy het 6 plus 6 plus 4, 6 plus 6 is 12, 12 plus 4 is 16 centimeter. Volgende het jy nog steeds omtrek, maar nou het jy blokkies. So, in plaas daarvan om jou blokkies aan die binnekant te tel, want ons doen nie oppervlakte nie, moet jy die lyntjies gaan tel. So, elke lyntjie het 'n getalletjie by. So, hierso gaan ons sê, daar's 1, 2, 3, 4, 5. Hierdie lyntjies aan die kant moet ook getel word en onder, want ons loop nog steeds om die hele figuur. En dit gaan maak dat dit 14 centimeter is. So 1 lyntjie hierso verteenwoordig 1 centimeter. Ok, vraag 6 is die oppervlakte. So oppervlakte is die binnekant van jou voorwerp. So in plaas daarvan om nou buite om te gaan, gaan jy die hoeveelheid blokkies tel. So jy kan sê
ons 5 blokkies bo, dan gaan dan ook 5 blokkies onder wees. En dan het ons 10 blokkies wat vir ons 10 vierkante sentimeter gee. So nou tel jy by oppervlakte, tel jy die blokkies aan die binnekant. As jy by volume kom, gaan jy moet maal. Jou reël vir volume is altyd lengte maal breedte maal hoogte. Lengte is altyd jou langste sy, breedte is hoe ver hy agtertoe gaan en hoogte is hoe ver hy boontoe gaan. So eerste jou formule, dan gaan jy dit in die regte volgorde skryf, 12 maal 8 maal 5, en dan kan ons weer ons calculator vat, en dan kry jy 480, hierdie is millimeter, en dan 'n 3, so dis kubieke millimeter. Kyk asseblief dat jy die klein driekie onthou, en daai 3 moenie by jou getal staan nie, want dan is jou antwoord baie, baie groter. Ok, nog volume is wanneer jy jou blokkies kan doen. So wanneer jy jou blokkies doen, dan tel jy 1 rytjie so. En dan gaan jy, hier is jou lengte, daai kant toe is jou breedte. En dan gaan jy die blokkies toe tel, en dan gaan jy op boontoe as jou hoogte. So dis 2, 3, 4. So jy gaan sê, lengte, wat 6 is, maal breedte van 2, maal hoogte van 4. 6 maal 2 gee vir jou 12, 12 maal 4, kan jy op die calculator doen as jy vergeet het, soos ek, 48 kubieke sentimeter. Kijk, nog volume, jy gaan net 'n figuur kry met reghoeke wat 'n prisma genoem word, 'n reghoekige prisma, of jy gaan 'n vierkant kry wat 'n kubus genoem word. So jy gaan hê lengte, breedte, hoogte, al 3 met mekaar maal. So dis 4 maal 2 maal 4. En dit gee vir jou 32 kubieke sentimeter. Kijk, vierkantsgetalle en vierkantswortels. So wat is 'n vierkantsgetal? Hier is jou voorbeeldjie. Dit is wanneer die getal 'n eksponent het met 'n klein 2 aan die bokant. Dit beteken, daai 2 sê vir my, jy moet hom vat en hom 2 keer maal. Dan gaan jy kry 4. Wat is 'n derde magsgetal? Dit is wanneer jou getal tot die mag 3 het. So dit sê vir jou, jy moet dieselfde getal 3 keer maal om die antwoord te kry. So hierso omkring die vierkantsgetalle. Jy gaan kyk wat is 1 maal 1. So dit gaan vir jou 1 gee. Wat is 2 maal 2? Dit is 4. So dan moet jy die 4 omkry. En dan gaan jy aan tot by 12. Derde magsgetalle gaan jy weer aan van 1 tot by 12, maar jy gaan dit nou 3 keer maal. So 1 maal 1 maal 1 gaan vir jou 1 gee. En dan kan jy na die volgende een toe gaan, 2 maal 2 maal 2 gaan vir jou 8 gee. So dis hoe jy weet om jou derde magsgetal die antwoord van dit te kry. Ok, hierso pas die antwoorde by die vierkantswortels. So, as jy 'n antwoord kry, 1 tot die mag 3, sy antwoord is 1. So, dan gaan jy 1 na hom toe verbind. Aan die ander kant, het jy getalle tot die mag 2, so kom ons vat weer vir 1, dit gaan nog steeds 1 bly, so jy gaan hom nog steeds na 1 toe vat. Kyk, bereken die vierkantsgetalle. So jy gaan op jou calculator, kan jy ingaan, en dan gaan jy sê, wat is 2 maal 2?
Want daai 2 sê moet dit 2 keer maal. En dan kry dit vir jou 4. Almal hierso moet jy 2 keer gaan maal, sodat jy die regte antwoord kan kry. Ok, bereken die vierkantswortels van die getalle. So, op jou klein calculatortjie wat ek vir jou kan gee om te gebruik, gaan jy die getal insit, 25, vierkantswortel. So, jy moet hom reg gebruik. Ek wys dit gou weer. 25, vierkantswortel. Dan kry jy jou antwoord van dit, wat vir jou 5 gaan gee. So enige van hierdie getalle, as jy dit gaan intik op die calculator, gaan dit jou vierkantswortel se antwoord vir jou gee. As jy twyfel, kan jy gaan dink, wat maal wat gaan vir my 81 gee. So dit moet dieselfde getal wees, en dit moet 2 keer wees. 9 maal 9, gaan vir jou 81 gee. Ok, so dit beteken, hierdie 1,9 gaan jou antwoord wees, nie al 2 nie. Ok, bereken vierkantswortels en derde magsgetalle. So hierso het ek net vir jou gewys. Hierdie eerste deeltjie is vierkantsgetalle en derde magsgetalle. Dan die tweede gedeelte is vierkantswortels, soos dit hierso sê. Daar sê. En dan die derde deel is 'n derde magswortel. Nou, hoe gaan jy hierdie antwoord kry? Jy gaan kyk wat was jou derde magsgetalle. So as jy jou derde magse getal het, soos byvoorbeeld 2 maal 2 maal 2, wat 8 is, dan gaan jy vir 8 binne in die derde mags kry. So daardie antwoord gaan dan vir jou wees 2. Ok, dan 'n kombinasie van die goedjies. So hierso is bereken die volgende: vierkantsgetal, derde magswortel, vierkantswortel, derde magsgetal. Rangskik in stygende orde. Stygend is altyd van klein na groot. Dan rangskik in dalende orde is altyd van groot na klein. Kyk, vul in groter as kleiner as of is gelyk aan. Kies altyd die grootste antwoord en gaan na dit toe. Kyk, algebra, dit is presies hoe jou vragies in die toets gaan lyk, soos hierdie voorbeeld. 7x plus 3y minus 2x plus 1y. So jy sit jou x'e bymekaar, jy sit jou y'se bymekaar, en dan sê jy 7 minus 2 is 5x, en 3y plus 1y gaan vir jou 4y gee. En dan presies dieselfde aan die ander kant vir algebra. Jy gaan kyk watter het dieselfde alfabetletters, 9b en minus 5b. Skryf ons tweede, want A is eerste in die alfabet. So ons het 3a plus a, 3a, en 9b minus 5b. 3a plus 3a gee vir jou 6a, 9b minus 5b gee vir jou 4b. Ok, baie sterkte julle.